Ja, ons boer in die Koue Bokkeveld, dis in die Ceres-Witzenberg distrik. Ons boer met appels en pere, dis maar primêr die hoofvertakking en dan ook eie groente. Ja, so 'n bietjie skaap en bees ook. En met grond wat ons in die Ceres Karoo het waar die skaap is. So ja, ons is die 5de geslag op Remhoogte en dis nou al vir so 130 jaar wat dit toys op Remhoogte aankom. So ja, ons is dankbaar daarvoor en ons ons gaan aan en is 'n voorreg om in die landbou betrokke te wees. Ek dink dit is vir my tweeledig of die twee belangrikste redes. Die een is die mandaat van georganiseerde landbou is om beleid te beïnvloed. So al die dinge buite die plaashek wat ons as produsente of landbouers dalk nie die tyd voor het of weet van nie, soos wetgewing wat verander en georganiseerde landbou hulle vinger daar op die pols hou, dit is om beleid te beïnvloed en dis hulle mandaat en te onderhandel en om verhoudings te bou en op die manier vertroue te kry. Ek bedoel ons het die voorbeeld in die Weskaap van die goeie verhouding tussen georganiseerde landbou en ons Weskaap regering. En daai goeie verhouding maak dat ons mekaar vertrou. So dit is vir my baie belangrik en die tweede een is ek dink ons as landbouers se uitdagings is baie. Dit raak nie minder nie, dit raak meer. So ons moet uit een mond uit praat. En georganiseerde landbou, Agri Weskaap, Agri SA bied dit vir ons, dat hy vir die lede optree en onderhandel met regering en met baie ander instansies ook. Maar dis om uit een mond uit te praat en landbou se saak op die tafel te sit tot voordeel van ons landbouers en ons boere. Hoeveel tyd het jy? Maar ja, ons hoor mos nou baie en dit is so, is om volhoubaar voedsel te produseer en ons land se ekonomie te help groei. Dit gebeur. En ons is dankbaar vir dit met sy uitdagings. Maar 'n boer moet 'n dokter wees, hy moet baie keer 'n dominee wees of 'n raadgewer so. Jy kry met baie ander dinge ook te doen binne die plaashek en binne die plaasgrense. Maar die belangrikste, as 'n boer nie 'n gelowige is nie, dan kan ons maar al hierdie ander goed wees. Ons gaan nêrens kom nie. So 'n boer op sy knieë en vertroue in God, dan kom al hierdie ander goed van self. Ek dink dis maar in jou bloed en jy word gebore. Soos ek sê, as jy primêre landbou vat, dink ek dit kom maar so deur die gene en deur die bloed. Daar's baie ander aspekte ook wat in landbou waar jy kan betrokke raak en wat vir ander ook geleenthede gee, maar ja, ek dink is maar in jou bloed.